Handelinge 12 vers 1 tot 25. Herodes vervolg die gemeente, maak Johannes dood, sit Petrus in die gevangenis. Petrus word uit die gevangenis verlos, dood van Herodes. En omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. En hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring. En toe hy sien dat dit die Jode welgevallig is, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem. En dit was die dae van die ongesuurde brode. Toe hy hom dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan 4 wagte, elkeen van 4 soldate, om hom te bewaak met die bedoeling om hom na die Paasfees voor die volk te bring. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. En toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap, met 2 kettinge geboei, en wagte voor die deur het die gevangenis bewaak. En met een staan daar 'n engel van die Here by hom, en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê, staan gou op, en die boeie het van sy hande afgeval. En die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan, en hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om en volg my. En hy het uitgegaan en hom gevolg, en hy het nie geweet dat wat deur die engel plaasgevind het, werklikheid was nie, maar hy het gemeen dat hy 'n gesig gesien het. En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygegaan het, kom hulle by die Eysterpoort wat na die stad lei, en dit het van self vir hulle oopgegaan, en hulle het buitekant gekom, en een straat ver gegaan, en dadelik het die engel hom verlaat. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur en my gered het uit die hand van Herodes, en hy het al die verwagtinge van die Joodse volk. En nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, waar baie in die gebed by mekaar was. En toe Petrus aan die deur van die poort klop, het 'n diensmeisie met die naam van Rode gegaan om te hoor wie daar was. En sy het die stem van Petrus herken en van blydskap die poort nie oopgemaak nie, maar na binne gehardloop en vertel dat Petrus voor die poort staan. Maar hulle sê vir haar, jy is van jou verstand af, maar sy het volgehou dat dit so is. Daarop sê hulle, dit is sy engel. En Petrus het aangehou met klop, en toe hulle oopmaak, sien hulle hom en was verbaas. Maar hy het hulle met die hand gewink om stil te bly en aan hulle vertel hoe die Here hom uit die gevangenis uitgelei het, en hy sê, vertel dit aan Jakobus en die broeders, en hy het uitgegaan na 'n ander plek vertrek. En toe dit dag geword het, was daar onder die soldate geen kleine opskudding oor wat van Petrus geword het nie. Daarop het Herodes hom gesoek en nie gekry nie, en die wagte onder verhoor geneem en bevel gegee dat hulle tereggestel moes word, en hy het van Judea weggegaan na Caesarea en daar gebly. En Herodes was verbitterd teen die Tyriërs en Sidoniërs, en hulle het eenparig na hom gekom, en nadat hulle Blastus, die koningshofdienaar, omgepraat het, vrede gevra, omdat hulle land onderhoud uit die koningssin ontvang het. En op 'n bepaalde dag het Herodes 'n koninklike kleed aangetrek en op die troon gaan sit en hulle toegespreek. Daarop het die volk hom toegeroep, 'n stem van 'n God en nie van 'n mens nie, en onmiddellik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy die eer nie aan die God gegee het nie, en hy is deur wurms verteer en het gesterwe. Maar die woord van God het gegroei en toegeneem, en Barnabas en Saulus het van Jerusalem teruggekeer, nadat hulle diens vervul het, en hulle het Johannes saamgeneem, wat ook Markus genoem word.